So sê die Here, jou losser, die Heilige van Israel. Ek is die Here, julle Heilige, die Skepper van Israel, julle koning. Aan al die geliefdes van God en die geroepe heiliges, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre en ons sing saam 'n lofpsalm, Psalm 146. Psalm 146, ons gaan die eerste en die 6de vers saam sing. Veral hierdie woorde van vers 1, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. As ons nadink vanmôre oor die rede hoekom ons die Here wil prys, dan moet ons erken, daar's ryke stof om die Here te loof. Psalm 146, die eerste en die 6de vers, tot eer van die Here. Geliefdes, as skuldbelydenis vanoggend na die wet van die Here, Gesang 68, die eerste en die 3de vers. Gesang 68, vers 1 en vers 3, as skuldbelydenis, en ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld vanmôre voor die Here bely. Geliefdes, wanneer 'n mens God se liefde vir jou oordink, ons het nou in die voorsang gesing, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. As ons vanmôre dit bedink, dan kan ons nie anders as om met oorgawe in liefde te reageer op hierdie liefde van God nie. Daarom luister ons vanmôre na die samevatting van die Here se wet soos ons dit in Matteus 22 kry. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Oh
Geliefdes, vanoggend kry Johannes se woorde in Johannes 1 vers 29 in 'n sekere sin vir ons lewe. As Johannes vir ons sê, kyk, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. As jy dit raak sien, dan sal jy besef dat daar by God sondevergifnis is vir elkeen wat sy sondes in die naam van Jesus Christus voor hom bely. Maar baie mense kies om dit te ignoreer. En oor hulle sal die profesie van Jesaja 6 vers 9 tot 10 vervul word, waar Jesaja sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want hulle het oë wat toegesluit is, sodat hulle nie met die hart verstaan en hulle bekeer, sodat God hulle kan genees nie. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God, en elkeen van u wat oortuig is vanmôre daarvan dat u in hierdie God glo, wat sy genade en sy liefde deur Jesus Christus aan ons bewys het, spreek die geloofsbelijdenis van Nisea soos volg in die harte saak. Kom ons staan. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie. Van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het uit die dode, volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Jy kan sit. Geliefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Johannes hoofstuk 1. Johannes 1, ons gaan vanaf vers 29 tot 34 saam lees. Johannes 1 vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê,
Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Dit is die woord van die Here. Dit is ons teksvers by die bediening van die woord. Dit is die woorde van Johannes in vers 29. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kom ons bid saam. O Here onse God, U is waaragtig 'n God van liefde. Daarom juig ons harte vanmôre wanneer ons nadink aan wat liefde doen, want liefde doen altyd. Liefde is nie iets wat so in die algemeen uitgespreek kan word en sê, ek het jou lief nie. Liefde is 'n werkwoord wat bewys word en dit het U aan ons bewys. Toe U U Seun gestuur het om ons sonde te versoen. Nou Vader, ons kan na die geskiedenis kyk en ons kan kyk na al die oorloë wat al gevoer is op hierdie aarde. En ons kan groot veldslae noem waar geweldige oorwinnings behaal is. Maar wanneer ons oor hierdie oorloë nadink, hierdie gevegte, dan is daar een geveg, een stryd, een oorwinning wat bo almal uitstaan. En dit was 'n stryd wat nie met oë waargeneem kon word nie, omdat dit in die geesteswêreld afgespeel het, toe Jesus Christus aan die kruis op Golgotha en 'n worsteling met die Satan betrokke was en hom oorwin het. Dit was 'n stryd met die dood tot die dood, maar dit het geëindig met die lewe. Daarom kan ons nie wag vir Sondag nie, Vader. Laat ons vanmôre, wanneer ons hier saam is, hierdie stryd en die betekenis daarvan in ons geestesoog voor oë roep. Laat ons kyk en raak sien tot verheerliking van U heilige naam. Spreek nou met ons, want U diensknegt en U diensmaagd wil luister. In Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente van Jesus Christus, in Afrikaans sou ons sê die woordjies kyk en sien is twee sinonieme. Verskillende woorde wat eintlik maar dieselfde betekenis het of dieselfde saak beskryf. En tog is dit nie altyd so nie. Want al kyk 'n mens baie keer na iets, sien jy dit nie noodwendig raak nie. Voordat jy oor 'n pad stap, so het ons almal maar geleer, kyk jy regs en jy kyk links en jy kyk weer en dan stap jy oor 'n pad of jy draai in 'n straat in.
Voordat ons dit doen, weet ons moet eers kyk. Maar hoeveel keer het dit nou nie al met u gebeur, dat u by 'n straat staan, of in die motor sit en wag om in 'n straat in te draai, en dan kyk u en ry, of ons loop oor die straat, want ons het nie gesien, daar kom 'n kar aan. So kyk en sien. Sien noodwendig altyd sinonieme van mekaar. 'n Mens kry kyk en kyk. Soms kyk ons, maar sien nie. En ander kere kyk ons en ons sien raak. Dit beteken ons prosesseer die inligting wat ons geregistreer het deur middel van ons oë hier in ons gedagtes. En wanneer ons dit prosesseer, dan bepaal dit ons optrede. Kom ons vat weer die voorbeeld van om in 'n straat in te draai of oor 'n straat te stap. As ek kyk en ek sien 'n kar wat aankom raak, ek prosesseer dit in my gedagtes, dan bepaal dit hoe ek optree. Andersins sou ek net gery het. Dit sou die normale gewees het, maar dan kom 'n verandering in my gedrag, omdat ek geprosesseer het dit wat ek raak gesien het. Hier in Johannes 1 vers 29 gebruik Johannes die woorde, daar is die lam van God. Nou in die oorspronklike taal is die uitdrukking eintlik so 'n bietjie anderster geskryf, en dit word in die nuwe direkte vertaling eintlik baie mooi weergegee. Letterlik staan daar, Johannes se woorde is letterlik, kyk, daar is die lam van God. Wanneer God vanoggend met ons oor die lam praat, dan wil hy ons moet kyk om raak te sien, sodat dit ons optrede, ons lewens kan verander. Geliefdes, Johannes gebruik eintlik 'n baie vreemde uitdrukking as hy in hierdie gedeelte na die Here Jesus as die lam van God verwys. Iemand wat nie genoeg agtergrond gehad het nie, iemand sou nie verstaan het waarom Johannes so na die Here Jesus verwys het nie. Hy sou dalk rondgekyk het, maar waar is die skaap waarvan Johannes praat? Want as 'n mens oor 'n lam dink, dan is dit tog die eerste gedagte wat in jou kop opkom. Maar ons moet onthou dat hierdie uitdrukking wat Johannes gebruik het, die lam van God, was in 'n sekere sin soos vaktaal. Wanneer dokters byvoorbeeld met mekaar praat, dan gebruik hulle sekere terme, sekere mediese uitdrukkings vrylik met mekaar, sonder dat hulle elke keer wanneer hulle 'n uitdrukking gebruik, eers vir die ander moet verduidelik wat bedoel hulle, want hulle verstaan dit. Hulle kom met dieselfde mediese agtergrond uit. Hulle het hierdie goed geleer. As hulle 'n term gebruik, hoef hulle hom nie eers te omskryf om hom verstaanbaar te maak nie. Nou in hierdie gedeelte is Johannes besig om onder die Jode te werk. Die vorige dag was hy byvoorbeeld met van die leiers in gesprek, omdat hulle wou weet, Johannes, is jy die Messias? Is jy die een wat God sal stuur na die aarde? Want die verwagting was groot. Almal wou weet wanneer die Messias sou kom. Wanneer die Here Jesus dan die volgende dag na Johannes toe aankom, wys Johannes hom uit as die lam van God. Hy verduidelik nie eers waarom hy die Here Jesus so noem nie, want hy weet, hierdie mense wat na hom luister, het genoeg agtergrond om te verstaan waarom hy hierdie uitdrukking gebruik. Want die tema, lam van God, geliefdes, was nie 'n vreemde tema vir die Jode gewees nie. Wanneer hulle hierdie woorde gehoor het, sou daar onwillekeurig sekere gebeure deur hulle gedagtes geflits het, wat as agtergrond vir hierdie uitdrukking dien. Want die spoor van die lam van God loop reg deur die Ou Testament. Reeds in die tuin van Eden, toe Adam en Eva gesondig het, lees ons dat die Here vir hulle rokke van vel gemaak het. Daar kry ons die eerste spore van die lam wat geslag sou word, want 'n dier moes geslag word sodat die vel gebruik kon word om Adam en Eva te bedek. Ons lees direk daarna van Abel en later 'n bietjie van Noag, wat onder andere ook skape geoffer het aan die Here.
Waar hierdie tema veral 'n hoogtepunt bereik is tydens die offer op Moria, toe Abraham vir Isak, sy eersgeborene, moes gaan offer. Isak vra vir Abraham: "Pa, hier het ons die hout, ons het die vuur, maar waar is die lam?" En dan sê Abraham vir hom: "My kind, die Here sal self een voorsien." En dan weet ons wat gebeur het. Net voordat Abraham vir Isak wou doodmaak, keer God hom en sê: "Abraham, moenie jou seun doodmaak nie." Toe Abraham omdraai, toe is daar 'n ramlam in die bos vas met sy horings en Abraham kon hom offer. Verlede week het ons gekyk na die instelling van die Paasfees toe God met die 10de plaag in Egipte die volk opdrag gegee het om 'n paaslam te slag en die bloed daarvan in hulle deurkosyne te smeer sodat die doodsengel by hulle huise verby kon trek. En wanneer 'n mens deur die boek Levitikus werk en jy lees van al die offers wat die volk moes bring, dan sien ons dat skape en dikwels 'n jaar oud ramlammetjie 'n belangrike rol gespeel het as deel van die offers. Wanneer die volk sonde gedoen het, moes daar 'n lam geslag word. Die bloed moes teen die altaar uitgesprinkel word om te wys dat 'n lewe gegee is en dat daar betaal is vir die sonde wat gedoen is. Hierdie dinge, die lam, plaasvervanging, met ander woorde, die lam in die plek van, die bloed, sondevergifnis, was alles belangrike temas wat deur die Ou Testament gekom het, waardeur God besig was om sy volk voor te berei vir die koms van die Messias, maar ook vir dit wat hy sou kom doen het. Selfs in die profeseë het hierdie tema sterk na vore gekom, broers en susters. In Jesaja 53, die kneglied, profeteer Jesaja oor die Messias en oor wat hy sou kom doen. Ons kan duidelik hoor dat hy verwys na die Here Jesus wanneer hy dinge sê soos: "Op hom sal hy sal ons krankhede op homself neem. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons vrede aanbring, sal op hom wees en deur sy wonde sal daar vir ons genesing wees." Dis hoe Jesaja oor hom skryf. Maar dan in vers 7 word gesê dat hierdie Messias sal wees soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Geliefdes, Israel se geskiedenis is deurspek met die teologie van die lam, die bloed, die offer en vergifnis. God het sy volk deur hierdie dinge voorberei, sodat wanneer hy kom, hulle hom sal herken as die Messias, die een wat beloof is. Maar dit het vir God oor meer gegaan as blote herkenning of om hom raak te sien as die Messias. God wou ook sy volk deur hierdie dinge voorberei, sodat hulle kan weet wat sou die aard van sy werk hier op aarde wees. Wat sou hy kom doen? Hoe sou dit lyk? En nou is hy hier. En soos 'n boodskapper by die deur word hy in hierdie gedeelte deur Johannes aangekondig. Wanneer Johannes nou vir die mense sê: "Kyk, daar is die lam van God." Dan wil hy natuurlik heel eers die aandag op die Here Jesus vestig. Hy wil hê die mense moet hom raak sien. Maar dit gaan oor meer as om net vir hulle te sê: "Op vir my, kyk na daai persoon, want hy is die lam, sien hom raak." Dit gaan oor meer as dit. Hy wil hê as die mense kyk, moet hulle nie net 'n mens sien nie. Hulle moet verstaan wie hierdie man werklik is. Hulle moet insig hê as hulle na hom kyk. Dit is dus baie belangrik dat ons die woorde wat Johannes kies om die Here Jesus mee bekend te stel, goed sal bestudeer, broers en susters.
Een van die vrae wat by 'n mens opkom wanneer jy dit doen is, waarom kies die Here Jesus waarom kies Johannes spesifiek om die Here Jesus deur hierdie woorde bekend te stel? Daar is die lam van God. Sou daar nie baie meer dramatiese woorde gewees het wat hy kon kies om die aankondiging te maak dat die Messias hier is? Sou hy nie kon sê, daar is God in lewende lywe. Of, daar is die een aan wie al die mag behoort, wat die hemel en die aarde gemaak het nie. Daar is die koning van die konings. Ek dink dis woorde wat, as ons nou daaroor dink, miskien 'n bietjie meer indruk sou kon gemaak het. Maar Johannes kies en hy sê, daar is die lam van God. Johannes kies sy woorde om 2 redes baie goed. Eerstens stel hy die Here Jesus bekend as die lam van God, omdat hy geweet het, die Jode, die mense van sy tyd, verwag 'n politieke Messias. Hy het geweet, die mense is moeg vir onderdrukking en hulle soek 'n leier, hulle soek 'n generaal wat hulle kan kom lei en hulle van die Romeinse juk kan bevry. Johannes stel dus doelbewus die Here Jesus bekend as die lam van God, omdat hy wil hê die mense moet besef dat Jesus nie gekom het om te doen dit wat hulle wil hê hy moet doen nie. Hy het om 'n ander rede gekom. Hy het 'n ander soort bevryding gebring as politieke bevryding. As hulle aan bevryding dink, want dis wat die Messias gebring het, en hulle dink aan die lam, moet hulle dink aan ander bevryding. Want onthou, die lam staan in verbintenis met bevryding. Dink aan die uittog uit Egipte uit, hoe die paaslam geslag het. Het die Here vir hulle daardeur geleer, hierdie plaasvervangende offer, hierdie bloed bring vir julle bevryding uit slawerny. So die lam en bevryding en slawerny is dinge wat in verband met mekaar staan. Die tweede rede hoekom hierdie 'n goeie bekendstelling is omdat Johannes geweet het wat die Joodse godsdienstige agtergrond was, dit wat ons nou geskets het. Johannes hoop dat wanneer hy hierdie woorde gebruik om Jesus bekend te stel, dit soos 'n sneller in die gedagtes van die Jode sal wees. Wat doen hy? Hy help hulle eintlik om die kolletjies van die Ou Testament af tot by Jesus aan mekaar te verbind en te sê, ek het dit. Johannes wil in 'n sekere sin hê die mense rondom moet 'n aha-oomblik beleef. Hy wil hê hulle moet besef dat hierdie Jesus die een is wat God gestuur het om in die plek van sy volk te sterf. En hoor hoe beteken, hy doen soveel moeite. Vers 30 sluit hy by hierdie gedagte aan en hy sê, dit is hy van wie hy gesê het, na my kom 'n man. Nou interessant, in die oorspronklike taal, daardie woordjie 'n man is nie die woord wat gewoonlik gebruik word vir 'n man nie. Die woord wat daar gebruik word, is 'n Griekse woord wat spesifiek die manlikheid van 'n persoon wil beklemtoon. So, Johannes is eintlik besig om te sê, kyk, na my kom 'n man, nie 'n vrou nie, 'n man. Sien jy die ooreenkoms met die paaslam? Onthou jy verlede Sondag het die Here vir die volk gesê, julle moet 'n jaar oud ramlammetjie slag. Tydens hierdie gebeure, geliefdes, was Johannes ook besig om mense te doop. Hy sê in vers 31, waarom hy die mense gedoop het met water. Hy sê, ek het julle gedoop sodat die lam van God daardeur aan julle geopenbaar of bekend gestel kan word, sodat julle iets van dit wat die lam sou kom doen, kan verstaan. Want wat doen water? Water was ons skoon. En Johannes het gedoop met water sodat die volk kan besef, hulle het afwassing nodig. In die Ou Testament was die bloed van die offerlam nodig as betaling vir sondes. Maar nou is die Messias hier. Die lam
maar die sondes van die wêreld sou afwas. Om sy aanname te bevestig dat Jesus werklik die Christus is, om 'n bietjie meer gewig te gee aan hierdie uitspraak wat hy maak, dat Jesus die Messias is, gebruik Johannes ook 'n ander voorbeeld, want ons moet onthou, dit wat hier gebeur, het afgespeel nadat die Here Jesus al gedoop was. Het waarskynlik hier alreeds teruggekeer uit die woestyn uit waar hy versoek is deur die Satan. Nou in vers 32 en vers 33 vat Johannes nou die volk terug en hy sê, kom ek gee julle nog 'n rede, kom ek gee julle die belangrikste rede, hoekom hierdie man, die Messias, die lam van God is. Ek sê nie omdat ek so sê nie, maar omdat God so gesê het. Onthou julle wat by die doop van die Here Jesus gebeur? Onthou julle dat die Gees van God soos 'n duif op hom neergedaal het? Onthou julle die stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Sien die broer en suster, dat dit vir Johannes oor meer as herkenning gegaan het. Hy wil hê die mense moet, wanneer hulle na Jesus kyk, ook begryp wie hy is en wat hy kon doen het. Dit is hoekom Johannes sy evangelie geskryf het. Gaan lees Johannes 20 vers 31 waar hy die rede gee. Hy sê daarso, ek het hierdie dinge geskrywe, alles wat in my evangelie opgeteken is, sodat mense kan glo dat Jesus die Christus is, die gestuurde verlosser. Dit gebeur so maklik dat ons maar met Paasfees, tydens Paasfees, ook maar na die kruis en die graf kyk, maar nie regtig raak sien waaroor dit gaan. Ons prosesseer nie meer wat is regtig besig om hier voor my oë af te speel. Vanoggend gaan ons ook iets van die lam sien wanneer ons die nagmaal vier. Ons gaan weer 'n keer in ons geestesoog sien hoe sy liggaam gebreek word wanneer die brood gebreek word en hoe sy bloed gevloei het wanneer ons die beker inskink. Maar die Here Jesus wil nie hê ons moet net kyk nie. Hy wil hê ons moet sien. Hy wil hê ons moet dit prosesseer. Ons moet dit oordink. Daarom voeg hy by, toe hy die nagmaal ingestel het, hierdie woorde: dink daaraan en glo. Dink daaraan. Want wanneer jy so kyk, dan word jou lewe verander. Want dan kry God se liefde vir jou waarde. Dit word meetbaar. Ons kan omtrent net na Johannes 1 gaan kyk, om te sien wat die effek van so 'n tipe kyk is, van so 'n nadenke is oor die lam van God op mense se lewens. Geliefdes, neem nou maar byvoorbeeld Johannes wat hier aan die woord is. Sy nadenke oor hierdie Messias, die een wat die sonde van die wêreld deur sy bloed sou kom afwas, het hom getransformeer in 'n kragtige getuie vir die Here. Lees vers 34. Hoor wat sê Johannes, hy sê: en ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. Daar het 'n verandering by hom plaasgevind. Deur sy prediking is die weg vir die Messias voorberei. En net in die volgende gedeelte wat ons nou nie vanoggend saam gelees het nie, sê Johannes presies dieselfde vir twee disippels. Hy sê vir hulle, daar is die lam. En een van hierdie disippels was Andreas. En in vers 42 lees ons toe Andreas hierdie woorde hoor, hy het dit dadelik aan sy broer Petrus gaan vertel het. Andreas het die kolletjies verbind. Want hy hoor Johannes sê, daar is die lam van God. Maar gaan lees bietjie wat sê hy vir Petrus. Ons het die Messias gevind. Hy sê nie vir ons het die lam van, hy sê ons het die Messias gekry.
Wat is die effek op hulle lewens? Hulle los alles. En hulle volg Jesus. Hulle raak sy disippels. Om dis Paasfees te vier, broers en susters, gaan oor meer as om maar net saam met mekaar op Goeie Vrydag nagmaal te vier. Ons vier eers werklik Paasfees wanneer my denke oor Paasfees my lewe verander. Jy kan elke Goeie Vrydag in die kerk wees. Jy kan elke Goeie Vrydag nagmaal gebruik saam met medegelowiges. Maar wanneer dit nie jou lewe verander nie, wanneer jy hier uitstap en dieselfde is as wat jy was toe jy hier ingestap het, dan jy nog nie gekyk nie. In 2 Petrus 1 vers 5 tot 9 sê Petrus dieselfde ding. Hy sê, hy moedig die gelowiges aan om te verander. Hy sê, hulle moet ywerig wees om uitnemendheid by hulle geloof te voeg. So, dit is nie genoeg om geloof te hê nie, voeg uitnemendheid by julle geloof. En by die uitnemendheid insig. En by die insig selfbeheersing. By selfbeheersing volharding. By volharding 'n toegewyde lewe. By 'n toegewyde lewe broederliefde. En by broederliefde liefde vir alle mense. Dis die verandering. Hy beskryf verandering. Hy sê, daar moet goed bykom. Daar moet goed anders te raak in jou lewe. Dan skryf Petrus verder en hy sê, die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig. Hoor jy wat sê? Sê die goed nie in jou lewe verander nie. As daar nie groei is in jou lewe nie. As jy nie begin anders optree as voordat jy hier ingekom het nie, het jy nog nie gekyk nie. Jy het nie gesien wat jy moes sien nie. Jy het vergeet dat jy van jou sondes gereinig is. Liefdes, laat ons nie vanoggend kyk maar nie raak sien wat Jesus vir elkeen van ons kom doen het nie. Wanneer die brood vanoggend gebreek word en die wyn geskink word, laat ons kyk en raak sien. Jesus Christus is die lam van God wat ook my sondes kom afwas. Mag die Heilige Gees vanoggend ons oë open sodat ons kan raak sien. Sodat ons nie net met die gehoor hoor, maar eintlik nie hoor nie en nie verstaan. Sodat ons nie kyk en glad nie sien. Amen. Dit is ons antwoord nou op dit wat die Here vir ons in sy woord gesê het en wat ons gesien het tydens die nagmaalviering deur Gesang 194. Die eerste, die derde en die vierde vers. Vers 1, aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verguis. Vers 1, 3 en 4, dan by staan ons vir die uitspreek van die seën.
die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.